Good morning, goeiemôre almal op hierdie platform. Ek groet julle vanoggend in die naam van Abba. Daar is nie 'n ander naam nie. Hy's groot en hy's almagtig en daar is niemand soos hy nie. Ek wil vanoggend vir die wat my nie ken nie, ek is minister Mitchell en ek is al die pad hier van Pretoria en vanoggend is ek hier by die kerk by Houtkruis. En vanoggend wil ek net vir julle encourage, vir julle bemoedig. Moenie opgee om die aangesig van die Here op te soek nie. Moenie op elke oggend om julle wapentoerusting aan te trek en reg te kry vir die geveg. Bybel sê dat ons geveg is nie teen bloed en vlees nie, maar teen die owerhede wat so ronddwal. En ek wil vandag vir iemand encourage vandag. Ek wil vir jou sê dat dis die dag wat die Here gemaak het en het vir ons die krag gegee om vanoggend op te kan staan en vandag in te gaan in hierdie dag en 'n verskil te maak in iemand se lewe. Die Bybel sê in Matthew 6 verse 33, hy sê so mooi, hy sê in Engels, hy sê, but seeking first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be added to you. In Afrikaans sê hy so mooi, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal bygevoeg word. Ek wil net so 'n klein stuk gedeelte van my lewe vertel voordat ek my lewe 17 jaar terug vir Abba gegee het. En ek wil vir jou sê, ek was stikkend gewees, ek was hopeloos gewees, maar ek het nie so groot geraak. Ek kom in 'n goeie huis uit en maar deur keuses wat ek moet gemaak het ek ongelukkig verkeerde keuses het ek begin te maak in die lewe. In die Bybel sê daarso in Proverbs, hy sê daar in Proverbs 16 vers 25, hy sê daar so mooi, daar is 'n pad wat vir jou reg lyk, maar die einde daarvan is die dood. In Engels sê dit, there is a path that may seem straight to someone, but in the end, it is the path of death. En weet julle wat, ek het hierdie goed, het ek opgesoek eerste. Ek het eerste opgesoek al die lekker dinge van hierdie wêreld. Ek het opgesoek vir geld, ek het gesoek vir karre, ek het gesoek vir in mooi huise bly en dit was mos maar nou altyd my droom gewees om al hierdie dinge te hê. En maar die einde daarvan, ek wil vir iemand vandag sê, was net pyn en ek was geestelik dood. Halleluja, was ek gewees nadat ek al hierdie goedes begin te opsoek het. En wat ek wil vir julle vertel waar ek opgeëindig het in die lewe in. Deur verkeerde besluite het ek opgeëindig binne in die gevangenis. Ek het opgeëindig waar ek 28 gangmember geraak het. Ek was deel van 'n gang gewees en alles het mooi gelyk in die begin. Die gangleaders was my role models gewees en alles het kwaai gelyk in die begin. Maar toe ek daar so opeindig in die tronk en ek eindig op niks agter my naam, ek was stikkend gewees, ek was uitmekaar uit gewees. En toe vra ek vir Abba, ek vra vir Jesus, ek vra vir Jesus, gee vir my nog 'n kans om in hierdie plek uit te kom. En weet julle wat, Jesus maak toe die tronk se deure vir my oop. Ek sal nog later weer, as ek weer op hierdie platform sal ek vir julle vertel alles waar die Here vir my kom uithaal het. Maar net so 'n kort gedeelte, ek staan daarso in die beskuldigde boks, hopeloos, 17 jaar terug staan ek daar in die beskuldigde boks, 11 poging tot moordsake teen my in besit van 32 vuurwapens. En die dag toe sê die duiwel vir my, dit is klaar met jou lewe is klaar. En ek het myself gesê, daar's nie meer hoop vir my nie. Maar ek het nooit geweet dat Jesus 'n plan vir my lewe het. Waar die skrif inkom, seeking first. Maar voordat ek daarna toe gaan, lang storie kort, Jesus maak die tronk se deur vir my oop nadat ek amper 'n life sentence kry ek net 1 jaar in die gevangenis en die Here maak die deure vir my oop. Ek gaan na 'n rehabilitasiesentrum toe wat se naam is Teen Challenge en daar waar Dr. Nomdo en Pastor Erika as die leiers is van hierdie plek en ek het my lewe het ek daarso vir Jesus gegee en my lewe was nooit weer dieselfde gewees nie. Daar het ek kom leer van Jesus en vandag kan ek vir iemand sê wat ek begin hierdie skrif Matteus 6 vers 33 toepas in my lewe, but seeking first, toe ek begin Jesus opsoek en ek sê vir jou vandag, toe val alles in plek vir my. Wat ek vir Jesus begin te eerste maak binne in my lewe, was my lewe nooit weer dieselfde gewees nie. Vandag is ek 'n pa en my kinders ken nie
pa wat 'n gangster is. Ek het nie, my vrou ken nie 'n man wat vir haar slaan of hierdie dinge nie. Maar toe ek vir Jesus aanneem in my lewe, toe voeg Jesus net al die beste by my lewe. Vandag wil ek vir iemand encourage, ek wil jou bemoedig vandag, jong man en jong dogter wat vir my luister vandag, ek wil vir jou vandag sê, wanneer jy vir Jesus eerste sit in jou lewe, sal jou lewe nooit weer, jou lewe sal nooit weer dieselfde is nie. Ek wil vir jou vandag sê, ek het gedink, daar was many times, baie moet ek al dood gewees het, maar die Here het geweet wat 'n plan hy vir my lewe het. Vandag het ek 'n passie om in die strate in te gaan. Ek het 'n passie om vir 'n jong man te sê, as hierdie Mitchell dit kan gedoen het, kan jy dit ook doen. Ek wil jou vandag sê, wat my stem luister vandag, die wat in die gangs is, die gang sê, daar's 'n hek in, maar daar's geen way uit nie. Ek wil vir jou sê, Jesus is die weg uit. Jesus is die een wat vir jou die deure oopmaak, en Jesus kan vir jou lewe net so vir jou teruggee. Vandag loop ons die strate en ons verkondig hierdie woord. Amen. Bybel sê, soek eers die koninkryk van God op, en dit is wat ons vandag doen, is om uit te gaan en hoop te bring vir die wat hopeloos is. Dankie vandag dat u kan luister vandag na my storie. Maar daar's nog baie wat ek nog gaan vir julle gaan vertel, wat hierdie Jesus gedoen het, wat Abba in my lewe gedoen het. En ek wil vir jou vandag sê, as jy die kans kry vandag om jou lewe te verander, stap na Jesus toe. As jy vandag betrokke is met gangs, as jy vandag dwelms rook, as jy vandag hierdie goedes doen, daar is nie hoop in hierdie goedes, in hierdie dinge nie, maar die hoop is in Jesus. Ek wil vir jou vandag sê, mamma of papa wat my stem luister, moenie opgee op jou kind nie. Bid vir jou kind elke dag, want my familie het vir my gebid. My familie het my ondersteun deur die tyd. En kyk vandag is ek 'n mooi jong man. Ek is vandag getroud. Ek is 12 jaar getroud, 'n mooi pragtige vrou, en kinders. En dit is wat Abba kan doen. Wanneer jy na Abba toe stap, wanneer jy sy aangesig opsoek, dan gee hy net die beste vir jou. Die Here seën u vandag. Vandag praat ek van Houtkruis af, waar ek vandag is. En vandag wil ons vir julle net bemoedig. Follow vir Jesus, man. Gee Jesus 'n kans in jou lewe. Hierdie pad wat vir jou reg lyk, gaan jou lei na die dood toe. Geestelik dood of vleeslik dood. Ons jong mense hoef nie te sterf in gang violence. Ons hoef nie te sterf binne in drug overdose nie. Maar jy kan lewe, en jy kan lewe in Christus. En die Here seën u vandag. Amen. Bless you. Julle moet 'n geseënde dag hê, maatjies. Op elke platform het 'n geseënde dag. And may God bless you in Jesus' name. Amen.